prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom, Here, al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. O, ek prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom, Here, al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. Ja, o, ek prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom, Here, al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. Ja, o, ek prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom, Here, al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. O, ja, o, ek prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom, Here, al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. Halleluja. Here, ons dank U daarvoor in U wonderlike naam. O, prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê dat ons in hierdie oomblik na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Dankie, Here, dat ons deur U tot die Vader kan kom, want U is die deur, U is die weg, U is die lewe, U is die waarheid. En ons dankie dat alles deur U gaan en ons eer U daarvoor. Baie dankie sê in hierdie dag vir 'n voorreg wat ons het om weer eenmaal na die woord van die Here te luister, te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En so belangrik, Here, dat ons waarlik ore sal hê wat sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dankie dat ons geleer het om die woord te lees, om die woord te hoor, om die woord te sien, om die woord te verstaan, die woord te bewaar, die woord te glo, ja, Here, tot geregtigheid. Ons dankie dat U vir ons al hierdie dinge gewerk het en dat U vir ons dit gegee het wat net lewe vir ons bring, sodat die innerlike mens ook gevoed kan word en laat ons 'n nuwe lewe in U, Here, nie net sal ontvang nie, maar dit sal groei en al sterker word, hierdie nuwe lewe in U. Ons prys U daarvoor. Halleluja. En ons dankie, Here Jesus, dat ons in hierdie oomblikke aan U die eer kan bring, dat U vir ons so goed is. Baie dankie dat U elke oor daar nou bestryk met U kosbare bloed, sodat hulle die woord van die waarheid sal inneem. En die Here, laat die woord van die waarheid altyd reg gesny sal word, sodat ons in die waarheid kan bly. Baie dankie vir U seën op elke ene dat luister, en laat U groot en heilige naam verheerlik word, en ons prys U daarvoor. Amen en amen. En ons wil U almal groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons bid die seën van die Here op U almal af. Dank die Here dan ook vir 'n voorreg wat ons het om hierdie evangelie te verkondig oor Joy Gospel Radio. Dank die Here vir Pastor Barry en sy vrou Christel, en ons weet dat die Here hulle ryklik seën, dat ons kan, wat die ou koortjies, die ou lied sê, stuur die lig, die evangelie lig, dat ons dit so kan versprei op hierdie radiostasie aan die ganse wêreld. Eer die Here daarvoor, en ek is Pastor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind, en soos ek baie sê, dat Pinkstergebeurtenis is die grootste gebeurtenis nadat Christus op aarde was, gesterf het, weggevaar het. Die grootste gebeurtenis op aarde wat ooit plaasgevind het, soverre die Heilige Gees aangaan. En hoe die wisselwerking tussen die Heilige Gees en die mens is, dat hy vir ons sê dat, so mooi vir ons sê dat
Die Heilige Gees sal ons oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. En ons dank die Here omdat ons die Heilige Gees deelagtig geword het. Die Here Jesus het iets baie mooi gesê, en dit het ook weer te doen met Pinkster, en dit is dat hy sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar vuur en verdeeldheid. Nou, die vuur waarvan die Here hier praat, is die Heilige Gees vuur. Hy sê, nou begeer ek om hierdie vuur aan te steek, en op Pinksterdag steek die Here hierdie vuur aan, en dis waarom ek so dankbaar te die Here dat ek in Pinkster ingebore is. Halleluja. En dat ek hierdie vuur in my lewe deelagtig kan word. Want dis so belangrik dat ons gedoop word met die Heilige Gees en vuur. Dis Pinkster. Dank die Here daarvoor. Halleluja. En ons het die afgelope tyd nog steeds besig met die wapenrusting, en ons het laas keer geleer oor hoe kom ons tot die punt waar ons regverdig is. En ons het dit, as ek in die middel kan begin, ons met die woord van God in waarheid glo, dit sal ons tot geregtigheid gereken word. Daardeur sal ons geheilig word, daardeur sal ons geregverdig word, en ons sal heiliges word, en as heiliges sal ons regverdiges genoem word. Ek meen, ons staan in regverdigheid, en ons is regverdiges, want die geregtigheid het ons daar gebring, omdat ons God se woord geglo het. En wat hier vir my wonderlik is dat vir die Here Jesus was dit baie belangrik dat die Heilige Gees uitgestort moet word. Dat die doping met die Heilige Gees, dis een van die weë wat Johannes van die Here voorberei het. Hy sê, hy het die weg van die Here voorberei. Die weg van die Here is Christus. En in hierdie weg is daar weë, en een van die weë wat baie belangrik is dat die Here Jesus sê, hy sê gewag hier in Jerusalem, want nie lank na hierdie dag sal julle gedoop word met die Heilige Gees. Sal julle vervul word met die Heilige Gees. Gewag in Jerusalem totdat julle met krag aangedoen word. Wat hier gebeur is dat net Christus alleen kon dit moontlik maak dat die mens gered word, weergebore word, deur wat? Deur die Gees, geskape in Christus tot 'n nuwe skepsel. Halleluja. Daar sou geen Heilige Gees wees nie. Daar sou geen werking van die Vader af se kant gewees het as Christus nie eers sy lewe afgelê het, sy bloed gevloei het, sodat ons kan word kinders van God. En dat ons liggame, dit is so wonderlik, dat die Here kom doen al hierdie dinge, en red ons word weergebore, en deur dit alles word ons liggame tempel van God. Dit meen dat die Here Jesus moes dit alles doen, en hy moet wegvaar, want hy sê, as ek wegvaar, sal ek die Heilige Gees stuur, en hy sal by julle bly. Trooster die Heilige Gees stuur, en hy sal julle bly tot in ewigheid. Nou, wat hier gebeur? Vir Christus, dit was 'n blydskap, of 'n opgewondenheid, of 'n heerlikheid, maak nie saak nie. Maar ons sluit sommer alles in heerlikheid in. Dit was vir hom 'n heerlikheid om 'n liggaam voor te berei deur die wedergeboorte, sodat die trooster, die Heilige Gees, in daardie liggaam kan gaan woon. Ons liggame wat die tempel is, wat die woord sê, ons liggaam is 'n tempel van God waarin die Heilige Gees woon. Ek het al daaroor gepraat, maar wat hier wonderlik is, dat die Here Jesus, nadat hy opgestaan het, moes hy nog 40 dae op die aarde bly om nog sekere goed aan die disippels te sê. Maar hy was eintlik hastig om weg te vaar. Want hy het vir die Heilige Gees liggame voorberei as tempel deur sy bloed.
Dit meen, elke mens op hierdie aarde kan deur die bloed van Jesus 'n tempel van God word, waarin die Heilige Gees woon. Want jy kan nooit weer gebore word, as jy nie eers deur die bloed gekom het. Die doop sal vir jou niks beteken nie. Die dooping met die Heilige Gees sal nie daar wees nie, want die Heilige Gees kom woon nie in 'n tempel. In 'n liggaam wat weergebore is, uit gees, uit siel, uit liggaam, alles is weergebore, sodat die Heilige Gees daarin kan woon. Sonder die bloed is nie een ding in die Nuwe Testament moontlik nie. Christus, die lam van God, die offer, is die kern. Hy is, dit alles draai om hom. En God die Vader gee vir sy seun die Heilige Gees, sodat hy ons kan doop met die Heilige Gees. Maar hy moes die liggaam voorberei daarvoor. Ons liggaam, elkeen van ons, wat wil en na die Here toe kom en hom aanneem as verlosser en saligmaker, en ons word met belydenis van sonde, met berou en trane ensovoorts, word ons gereinig deur die bloed, sodat daar 'n skoon tempel vir die Heilige Gees kan wees. Want die Heilige Gees woon nie in tempels wat met mensehande gemaak word. Dis soos die kerk vandag. God woon nie in 'n kerkgebou nie. Sy teenwoordigheid sal daar wees, maar die belangrike ding is, sy naam sal daar woon, maar hy self nie. Christus ook nie. Die Heilige Gees ook nie. En die Here Jesus wat ons doop in die Heilige Gees wat ontvang, bly nie in 'n kerk nie. Ek meen dis 'n ding met stene, is 'n gebou en die mens maak met hom net wat hulle wil. Ek meen, dis eers 'n heiligdom en nou dit 'n vloeimark geword. Kerkgebou. Dat dit 'n eetplek geword, dat dit funksies geword, dat dit opvoerings geword, al hierdie snaakse goed. So die kerkgebou kan nooit 'n heiligdom wees nie, alhoewel ons dit die huis van God noem. Maar die kerkgebou self kan nooit die huis van God wees nie. Ons, die woord sê, ons is die huis van God. Die Heilige Gees kan nie in 'n kerkgebou woon nie. Hy kan in 'n kerkgebou werk, maar nie woon nie. En hy kan net in 'n kerkgebou werk as die mense hom toelaat, veral as die predikers hom toelaat. En 'n prediker wat nie gedoop is met die Heilige Gees nie, weet nie hoe om die Heilige Gees gawes toe te laat in die gemeente nie. Hy weet niks nie. Hy lees dit in die Bybel, maar hy verstaan niks nie, want hy weet niks nie, want hy is nog nie gedoop in die Heilige Gees nie. En wat vir my hier belangrik is dat die liggaam is voorberei, ons liggaam is voorberei vir die tempel van God. Dis waarom Christus se liggaam, waar hy gesê het, hulle sal die tempel in 1 dag afbreek en ek sal hom in 3 dae opbou. Toe praat hy van die tempel van sy liggaam. Waarom? Want Christus het die Heilige Gees ontvang. Hy is gedoop in die Heilige Gees. En sy liggaam het 'n tempel geword vir die Heilige Gees. Dis waarom hy kon praat. Halleluja. En dit is waarom hy kon praat, dat sy liggaam 'n tempel is. En Christus, Jesus self, is die tempel van God in die hemel. Want dit is sy liggaam wat 'n tempel geword het. Dit meen ons is oorklee met 'n hemelse liggaam. Nou dat ons liggaam 'n tempel geword. En nou dat ons liggaam 'n tempel geword het, is dit baie belangrik om die volgende te weet. Dat die Heilige Gees woon in ons, hy wandel in ons, hy werk in ons, hy tree op in ons. Maar die Here God, dit was vir my wonderlik toe die Here dit vir my deurgee. En dit is dat hierdie tempel van God, ons liggame, word beskerm. Hierdie tempel word beskerm deur die wapenrusting. En hierdie is vir my baie mooi.
dat omdat die wapenrusting hierdie tempel beskerm, die hele eerste een, wat die woord van praat, ek wil dit net noem. Hy sê hierdie mooi woorde in Efesië, net gou Efesië 6 toe. Hierdie mooi woorde. Ek dink ons ken dit al uit ons koppe. Hy sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. Wat is heel eerste? Waarheid. Waarheid. Niks, nie die heilige, nie die wapenrusting, nie die Heilige Gees nie, niks kan werk as daar nie waarheid is. Vra waarom die Heilige Gees vandag nie in die kerk werk nie. Daar is nie meer waarheid in die kerk. Want die Heilige Gees getuig saam met die waarheid en hy werk saam met die waarheid. Die Heilige Gees oortuig my nie dat die woord die waarheid is nie. Ek moet die waarheid glo, dan bestaan ek in die waarheid. En dan kan die Heilige Gees saam met die waarheid wat ek geglo het, stem, dis reg so? Halleluja. En dan begin ek in die waarheid wandel. Die waarheid is die kern van dit alles. Dit meen die wapenrusting sonder die waarheid is niks werk. Geregtigheid, dit maak nie saak, al die ander dele van die wapenrusting beteken niks as die waarheid nie deel is van hierdie wapenrusting in jou lewe nie. En ongelukkig, baie kinders van God glo nie meer die waarheid van die woord nie. Hulle lewe nie die waarheid van die woord nie. Hulle wil die waarheid nie eens erken nie, en hulle wil dit nie bely nie. Hulle glo leuns en ensovoorts, en dit glo hulle in, maar nie die waarheid nie. So, hulle staan in werklikheid, omdat hulle nie in waarheid glo nie, en die waarheid glo nie, van die woord nie. God, om te glo dat God se woord die waarheid is, omdat hulle dit nie doen nie, staan hulle naken. Al het hulle liggaam 'n tempel van God geword deur die wedergeboorte. Die oomblik as die waarheid nie meer daar is nie, dan staan hulle naken sonder 'n wapenrusting. En dan kan die duiwel met hulle maak net wat hy wil, nie om hulle dood te maak nie, maar om hulle te mislei meer en meer in die leuen. En daardie mense kom nooit weer tot oortuiging nie. Hulle staan sonder wapenloos, hulle is weerloos, hulle kan nie vasstaan nie, hulle kan nie weerstand bied nie, want hulle is sonder 'n wapenrusting, want hulle is nie meer in die waarheid nie. So, as jy die wapenrusting nie meer wil hê nie, begin net die leuen glo. Dan beteken die wapenrusting vir jou niks nie. Dit kan nie eens meer werk nie. En nou gaan hy verder, hy sê die borswapen van geregtigheid, wat die belangrike ding is, want dis die hart, hierdie gedeelte, die bors, want die wapenrusting van geregtigheid, so dit meen geen ongeregtigheid, as jy die wapenrusting aan het, kan deurgaan nie, binnekant toe gaan nie, want geregtigheid hou dit buite, omdat ek die woord van God en waarheid glo. En dan sê hy die mooi woorde, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou, ek het baie daaroor gepraat. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op. Wat is die skild van die geloof? Baie belangrik, skild van die geloof is daar, sodat ek die woord van God in waarheid sal glo, sodat dit my tot geregtigheid gereken kan word. Dis waarom die skild van geloof daar is. Die skild van geloof is nie daar nou om duiwels uit te dryf en siekes gesond te maak nie. Dis 'n beskerming vir die tempel van God. Ek kan hom ook nie gebruik die wapenrusting as geestelike oorvoering nie. Want die Heilige Gees doen dit nie. Hy woon in my. Maar nou wil ek vleeslik, dis soos manifestasie. Manifestasies werk net in die vlees, nie in die gees nie. Want in die gees is daar nie manifestasies nie. In die gees is alles 'n werklikheid. Soos wat dit is, so is dit. Jy kan nie dit manifesteer in die vlees nie. Dit word geopenbaar aan die vlees, maar dit kan nie gemanifesteer word in die vlees nie. Want die vlees is die dood. Halleluja. En dan sê hy hierdie mooi woorde,
die helm van verlossing, die swaard van die Gees, dit is die woord van God. En hierdie ding is vir my baie belangrik. Die swaard van die Gees. So die Gees woon in my. Hy wandel in my, hy handel in my, praat in my, alles. Nou, die woord is die swaard van die Gees. So, waar hanteer die Gees die woord van God? Binne in my, die Heilige Gees gaan nie uit my uit om die swaard te gebruik om geestelike oorlogvoering te doen nie. Daar is nie 'n manier nie. As jy glo in geestelike oorlogvoering, staan jy sonder die Heilige Gees, want die Heilige Gees is nie daar nie. Hy woon in my, handel in my en deur my, maar die wapenrusting is nie vir geestelike oorlogvoering of enigiets anders nie. En wat hier gebeur, omdat die Heilige Gees die woord van God as die swaard het, is daar 'n skrif wat absoluut in werking kom. En dit is wat die Here Jesus hier gesê het in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En hy gaan ons nie net in die waarheid lei nie. Hy leer ons en lei ons in die waarheid in. Dit sê in Romeine 8. Hy leer ons en hy lei ons in die hele waarheid in. Want hy sal nie uit homself spreek nie. Dit meen die swaard van die Gees. Hy het die swaard in sy hand, maar hy kan nie met hierdie swaard iets anders te doen as om net die waarheid te spreek nie. Want daarin moet hy ons lei. En die waarheid is ons oorwinning oor al wat 'n leuen en misleiding en verleiding is. Die waarheid alleen. En die Heilige Gees leer my deur die woord, die swaard van die Gees. Nou, hoe moet ek optree in elke situasie sodat die leuen geen ingang by my vind nie? Dis waarvoor die Heilige Gees daar is. Om my in die hele waarheid te vat, sodat ek die waarheid kan ken en die waarheid my kan vrymaak van al wat 'n leuen is. Dis waar die Heilige Gees die swaard hanteer. Hy hanteer hom binne in my. Deur my te leer en te lei in die hele waarheid. En hierdie waarheid sal my vrymaak. Dit meen, die wapenrusting sonder die waarheid kan my nie vrymaak nie. Dit meen, dan is hy nutteloos. Hy is kragteloos, hy beteken niks. Maar, as ek dit volg waarin die Heilige Gees my leer en lei in die hele waarheid, dan maak die waarheid my vry, sodat, in so 'n mate, sodat die hele wapenrusting van God, vir hierdie tempel van God, 'n beskutting en 'n beskerming kan wees, sodat die vuurige pyle nie kan inkom nie. Ek weet, sodat die leuen nie kan inkom nie, ensovoorts. En net die Heilige Gees kan hierdie waarheid hanteer, deur ons te leer en te lei in die hele waarheid, want net hy het die swaard van die Gees in sy hand, as ek dit so kan uitdruk. Nie een van ons het die swaard van die Gees in ons hand nie. Wat sê ek? Ons het nie 'n swaard in ons hand nie. Ons het die swaard van die Gees, die woord van God, binne in hierdie tempel. En hiervandaan opereer die Heilige Gees deur ons te leer en te lei in die hele waarheid, tot oorwinning op oorwinning. En die waarheid maak ons vry. Die mens wil in sy vlees probeer om die wapenrusting te gebruik vir dit en vir dat. Dit help niks. Hoe meer hulle die wapenrusting gebruik in die vlees, geestelike oorlogvoering, hoe slegter gaan dit met die volk van God en hoe meer leuns kom in die kerk in. Want by die leuen ontwapen die vyand ons. So as jy een leuen glo,
dan het hy jou ontwapen. En nou het hy vrye toegang tot hierdie tempel wat eintlik die woonplek van die Heilige Gees is. Dit meen hy het vrye toegang en hy maak in hierdie tempel net soos hy wil. En jy kan sien hoe die standaard van die volk van God afgekom na wêreldsgesindheid, wêreldgelykvormigheid. Ek meen in hulle eet en hulle drink, hulle is vrolik en al hierdie goed. Waarom? Want hulle is nakend. Die Here sê die dag sal kom, moet jy jou kleed bewaar, dat jy nie nakend gevind sal word nie. Want as die wapenrusting nie meer daar is nie, in jou lewe nie, dan sal jy nooit eendag 'n wit kleed ontvang nie. Jy moet nie dink die Here gaan nou vir jou 'n wit kleed aantrek, en as hy kom, dan het jy hom nie meer aan nie. O nee, jou kleed wag vir jou. Jy gaan lees dit maar in Openbaring, hy wag vir jou, maar jy moet hom skoon hou daar waar hy wag vir jou, deur die bloed van die lam. Nou het ons 'n wapenrusting aan vir beskerming van hierdie tempel, sodat hierdie tempel eendag oorkleed kan word met onverganklikheid, met 'n spierwit kleed gewas in die bloed van die lam. Jy sal dit eendag ontvang. Maar as die wapenrusting mee daar is, sal jy ook nie 'n kleed ontvang nie. Halleluja. Ek hoop jy verstaan. Moenie probeer om die swaard van die Gees self te gebruik nie. Dis buite God se woord. Die Heilige Gees weet hoe om dit te hanteer binne in ons. Vader, ek wil baie dankie sê vir die woord en ek dankie, Here, dat ons elke keer kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dankie vir 'n oor wat U vir elkeen gee. En ek vra, Here Jesus, laat alles wat uitgaan deur mense verstaan word. Here, want dis so belangrik. As ek U woord nie verstaan nie, kan ek dit nie bewaar nie. En Here, as ek die woord nie bewaar nie, sê U dat die een wat my woord nie bewaar nie, hy het my nie lief nie. Help elkeen om die woord te verstaan, sodat hulle daardeur kan hulle weet dat U hulle waarlik lief het. Baie dankie. Seën elkeen nou, Here, en ons prys U dat U deel met elkeen. Jesus se mooi naam. Amen en amen.